Baie welkom by ons begeleide gebed. Ek sukkel steeds om oor hierdie opdrag te kom wat God vir Abraham gegee het in Genesis 22 vers 2. Abraham, vat jou enigste seun, jou geliefde seun, Isak, en offer hom. En hier is 'n toets. Nou, baie van ons het al toetse afgelê in ons lewe. Jy was getoets by jou werk, of jy het 'n toets by die skool geskryf, of op universiteit, as jy nou so ver terug kan onthou. En ons hou nie vreeslik baie van toetse nie, ons hou nog minder van leer, maar hy word getoets. En dan sy reaksie is vir my aanvanklik onverstaanbaar. Daai volgende oggend staan hy vroeg op, hy gaan saal sy donkies op, hy gaan kap die brandoffer hout, hy vat sy slawe, sy seun, en dan vertrek hulle na die plek wat God vir hulle aangedui het. Dis vers 3. En wat my baie gehelp het was die Deense filosoof Søren Kierkegaard wat praat oor hierdie gedeelte. Dan sê hy, ons kyk partykeer na hierdie mense, dan dink ons nie hulle is mense nie, hulle het nie gevoelens nie, hulle het nie emosies nie, maar Abraham het waarskynlik nie vroeg die oggend opgestaan omdat hy sy wekker gestel het en 'n getroue, gehoorsame disipel van Jesus was nie. Wie sien uit om sy kind te gaan offer? Ek dink eerder, dit was 'n geval dat Abraham dalk glad nie 'n oog kon toemaak nie en op 'n stadium maar net besluit het om op te staan, want hy kan in elk geval nie slaap nie. Hy rol rond, hy weet nie wat om met homself te doen nie, sy gedagtes hardloop met hom weg. Daarom gaan hy ook en hy gaan saal die donkies op, want dit gee hom iets om te doen, om sy gedagtes aan die gang te hou. Hy gaan kap hout, want hy het nodig om iets fisies stikkend te slaan, want hy beleef hierdie welling van emosies in sy binneste. Hierdie was 'n ryk man gewees, een van die rykste manne in daai omgewing. Hy het baie slawe gehad en dis eintlik 'n oneer vir 'n ryk, ouerige man om hierdie werk self te doen. Maar julle, ons is presies dieselfde wanneer ons so oorweldig word deur ons emosies, wil ons hande besig hou en ons gedagtes besig hou. Daarom kry jy baie keer mense wat iemand aan die dood afgestaan en dan wil hulle net werk. Hulle wil net, laat ek net by die werk aankom, laat ek net by gedagtes aan die gang kan hou. En ek wil jou nou vra, as jy tans dalk iets oorweldigends beleef in jou lewe, dat ons nou gaan stil raak, want ons het ook nodig om dit te konfronteer en daai emosie te beleef. So, ek wil jou vra, wil jy nie asseblief net jou oë sluit nie? Kom ons sluit ons oë. Terwyl jou oë toe is en jy rustig asemhaal, jy kan lekker diep in asemhaal en uit, weer in en uit. Ons gaan nou al ons bekommernisse, die goed wat ons wakker hou, die goed wat ons so aan die gang hou, die rede hoekom ek en jy ons gedagtes die heeltyd wil besig hou. Ons gaan nou dit vir die Here gee. En dan sê die Here, hy kom gee vandag vir ons vrede. Hy sal voorsien. Sy genade sal my en jou dra. Here, daarom kom ons nou na U toe. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons lewens aan U kan kom wy. Ek weet nie wat is die woorde, die diagnose, die uitdaging wat ons ook laat wakker lê in die aand. Ook, Here, ons gedagtes so oorweldig. Kom maak ons rustig. Kom gee ons vrede. Dankie vir daai vrede. Ons ontvang dit nou in Jesus se naam.
Amen.